Hallo mense, ek wil vandag gou 'n bietjie praat in die saamprep reeks. Net so vinnig oor RV-punte. Nou die van julle wat nie seker is wat 'n RV-punt is nie, dit is maar bymekaar kom punte wat jy voor die tyd geïdentifiseer het ensovoorts, veral as jy geskei word. Nou ek in ons milieu of in ons familie het ons RV-punte. Of verskillende scenario's wat nou wel kan uitspeel as jy, veral as jy geskei word vir wat ook al rede as 'n familie. So daai bymekaar kom punt word dan nou van kardinale belang. En jy weet dit is nie net een punt nie. As ek nou vir julle 'n voorbeeld kan gee. Kom ons vat nou ekskuus, as jy nou dink jy is nou familie en jy word op 'n stadium uitmekaar jy weet julle verloor mekaar. Hoe ook al wat ook al nou scenario's gebeur, kom ons gebruik die volgende scenario. Jy beweeg op die in 'n voertuig en jou voertuig breek, daar kom mense langs jou, stop langs jou en sê hoorie, okay, ons het plek vir jou kinders, maar ons het nie plek vir julle nie. En dan sit jou kinders nou in die voertuig. En dit is nou 'n hipotetiese scenario. Maar dan beweeg jou kinders nou saam met hierdie mense. Nou moet daai kinders 'n RV-punt hê, of 'n bymekaar kom punt hê, waar hulle dan nou in die toekoms jou weer kan kry. Nou daai RV-punt kan verskeidenheid van plekke wees. Ons het 'n om dit maar eenvoudig te stel, ons het 'n korttermyn RV-punt, ons het 'n middeltermyn RV-punt en dan het ons op die ou ende when all is said and done RV-punt, as 'n mens dit nou so kan stel. En dis nogal belangrik om dit in gedagte te hou en as 'n familie om dit dalk in plek te sit. Maar net vir die eenvoudige rede as 'n mens geskei word. Want daar is soveel redes hoekom 'n mens op die einde van die dag geskei kan word. In enige scenario, jy weet, kom ons sê jy is in 'n kamparea en vir wat ook al rede moet die mans nou gaan en hulle moet gaan patrolleer of wat ook al en daai persoon word gevangene geneem of wat ook al jy weet daar's soveel scenario's soos ek sê wat kan uitspeel. Dan moet jy daarom weet as daai persoon want ek meen jy weet mos nou nie wat met hom gebeur nie of weet nie wat met haar gebeur nie. Dit maak nie regtig saak nie of selfs met jou kinders. En dit is belangrik om dan te weet dat almal weet wat is hierdie RV-punt en waar sal hierdie bymekaar kom punt dan nou wees. En soos ek sê, jy moet maar kyk na verskillende termyne. Jy weet as jy om nou 'n korttermyn voorbeeld te gebruik, kom ons sê jy eindig op waar daar's 'n huisinbraak of so iets. En hulle gooi sin maar 'n petrolbom deur die venster of hoe ook al. En jy beweeg uit, dan het jy 'n RV-punt of 'n bymekaar kom punt waar jy buite die huis mekaar sal kry. Want nie almal gaan noodwendig kan uitkom by dieselfde plek of hoe ook al nie. Byvoorbeeld. Dan 'n medium RV-punt sal wees soos wat ek gebruik het van die voertuig. Jy weet wat julle nou weggeneem word of wat ook al en julle beweeg dan nou soontoe. Kommunikasie speel 'n groot rol hierin, mense, maar ons het al gepraat oor kommunikasie, so maak maar seker dat jy daai koms maar in plek is, want dit help ook natuurlik as jy iemand se radio kan gou geleen en jy weet wat is die frekwensie en jy kan uitroep en daai persoon sal dan luister, want dit kan ook 'n beweeglike RV-punt word op die einde van die dag, radiokommunikasie. Maar ja, en dan natuurlik die op die ou einde, when everything's said and done, jy weet daai RV-punt gaan bymekaar kom punt wees. Ek weet byvoorbeeld ons het toe ons nou nog op 'n ander plek gebly het, was ons huis die RV-punt, want ons het geweet ons sou op 'n stadium dalk sou 'n groot moontlikheid gewees het dat jy wel jou huis sou moes verlaat het. En jy weet as alles nou verby is en alles is oor en verby, dan sou ons daai gebruik het as 'n RV-punt. As ons uitmekaar uitgegaan het vir wat ook al rede. Jy weet, laat almal weet, laat jy weer daar uitkom en dan kan ons mekaar dalk weer ontmoet.
Want ons weet nie in wat se scenario gaan die jy weet die goed dalk nou uitspeel nie. Jy weet gaan jy nog kommunikasie hê, en as ek nou praat van kommunikasie soos wat ons kommunikasie ken, met selfone ensovoorts. Ek dink dit is dalk 'n groot realiteit dat dit dalk nie meer so gaan wees nie. Maar dit nou maar daar gelaat. Dis dalk 'n gesprek vir 'n ander dag. Maar dat jy wel daai RV-punte in plek het, ek dink is belangrik. En as jy dan nou as jy in 'n groepering werk, ek dink die meeste groeperings behoort hierdie RV-punte in plek te hê. Wel, ek hoop so. En dit sal maar bepalend wees op die einde van die dag. Sal maar by mekaar kom plekke wees waar mense dan nou by mekaar kom en groepeer en wat daarmee ook al gepaard gaan. Ja, so dis nogal 'n belangrike aspek, mense wat julle dalk as 'n familie net in plek ook kan sit, om seker te maak as julle mekaar verloor, hoe gaan julle mekaar dan nou weer kry? Okay mense, ek hoop hierdie help iemand. Lekker dag, ons praat weer.